Welkom terug by die Groot Ontbyt. As jy 'n besigheid het of 'n familiebesigheid, dis nog belangriker, moet jy altyd mooi daaraan dink oor hoe jy jou besigheid en jou testament aan iemand gaan bemaak en of jou besigheid wel bemaak is. Om daaroor te gesels môre is Kim Geldenhuys van Snyman die Jager Prokureurs by ons in die ateljee. Ons vind 'n bietjie uit oor die regsaspekte, die prosesse en dies meer. En maak ons net 'n bietjie meer bewus van die behoefte daarvan. Goeiemôre Kim. Môre julle, dis lekker om hier te wees. Altyd lekker om jou te verwelkom. Kim, kom ons praat daaroor dat baie mense besighede het. Ek ook het iets gestig wat ek nou nog nie bemaak het vir 'n geval. So ek is die een met wie jy moet praat. Wat beteken dit om 'n besigheid in jou testament te bemaak? Ja, kyk, basies wat dit nou gaan behels is jy moet formeel basies in 'n dokument skriftelik aandui aan wie en hoe jy dit gaan bemaak. So dit klink nou 'n eenvoudige konsep, maar op die uiteinde van die dag is daar baie aspekte wat jy moet oorweeg en dit sluit in jou familieregte, jou medevennote en ook die ander onderhouders. So dis dinge wat jy moet aandink in hierdie opsigte. Hoekom is dit belangrik om jou besigheid te bemaak? Ja, ons werk daagliks met hierdie en ons sien baie keer die foute wat kan inloop met dit. Ek meen jy bou hoe lank aan jou besigheid en dit is vir jou waardevol, maar dink jy regtig aan die plan wanneer jy nie meer daar is nie. So vir die voortbestaan van die besigheid is dit verskriklik belangrik om 'n plan in plek te kry waar jy gaan sê dit is wat moet gebeur wanneer jy nie meer daar is nie. So jy wil nie eintlik hê jou besigheid moet net gaan stil staan wanneer jy nie meer daar is nie. So dis belangrik vir die voortbestaan daarin en ook regsekerheid. Jy kan nou dink jy het ook werknemers, jy het medevennote, jy het familie. Dit skep 'n onsekerheid as jy nie beplanning doen nie oor wie moet voortgaan met dit, hoe moet dit bestuur word. En ek dink ook om konflik en misverstande te vermy, want ek dink as jy nou daarin sê sakebelange en familie botsings is baie. En 'n mens se verantwoordelikheid nie net, jy weet, aan ander mense ook wat in daai besighede is. En 'n mens moet besef as jy tot sterwe kom, hou die bankrekeninge nie op aftrek nie. Niks hou op nie. Die besigheid gaan aan. 'n Mens moet daarvoor moet jy nog 'n plan voor maak. Maar sien nou maar ek moet in my boedel dit op 'n manier bestuur. Hoe pas dit in my boedel in? Want tog is daar nou kom ander goed by, soos boedelbelastings en dies meer. Is dit ook van toepassing op die besigheid? Hoe werk dit? Ja, kyk, dit is regtig belangrik om te kyk die hoe is eintlik wat pas by jou besigheidsstruktuur. Jy weet, as jy nou voorbeelde vat, jy kry familieboerdery, jy kry beslote korporasies, maatskappye, jy moet egter weet hoe werk dit. Jy weet, 'n kind het dalk 'n verwagting van 'n familieplaas om dit dalk te erf, maar jy moet ook beplanning doen rondom om te sê daar's dalk 'n ander kind wat ook met voordeel trek, so dalk 'n trust is 'n opsie om dit dalk te oorweeg en dan om voordele vir daai kind te skep. En dieselfde met 'n maatskappy en 'n beslote korporasie, kyk of jy dalk 'n koop en verkoop ooreenkoms kan in plek stel, want indien jy nie dit doen nie, gaan dit volgens jou testament, as jy ook nie 'n testament het nie, dan gaan dit intestaat vererf. Dis gaan dit nie oor na die spesifieke persone nie. In daai tydperk gaan die besigheid voort, maar niemand weet eintlik werklik hoe om voort te gaan met dit nie. Dis nou juist wat ek wou vra. As dit eerste besigheid nie bemaak word nie, wat gebeur dan nou met die besigheid? Verstaan, sê die vernoot van net ek neem oor, is dit jy weet my man wat sê hy neem oor, soos wie word dan in beheer van die besigheid? Ja, 100%. Dis 'n groot risiko want jy kan nou soos Pierre ook nou sê, daar's rekeninge wat oop is en daar's werknemers wat betaal moet word. Dit afhangende wat moet gebeur. Ek meen daai persone kan nie voorsien wanneer jy te sterwe gaan kom nie. So jou besigheid se kontinuïteit is absoluut van kardinale belang. Op die uiteinde van die dag gaan hy stil staan. En dit is wanneer die risiko inkom dat persone miskien in jou besigheid inloop en 'n besturende rol inneem wat nie eintlik dit reg bestuur nie, en dit is wanneer dit grond toe gaan. So dit is regtig belangrik om seker te maak jy het 'n gesprek met iemand. Ek wil my besigheid aan jou oorlaat, of dit nou 'n kind is of dit 'n familielid is. Dit is wat die toekomsplanne is vir dit, sodat daai 'n werknemer moet sy salaris kry. Dit kan voortgaan. Jy kan 'n besturende rol in plek sit tot en met jou boedel afgehandel is. So dit is absoluut so belangrik. Ons sien dit elke liewe dag, hoe dit plaasvind dat mense net regtig word 'n besigheid, jy het so lank vir dit gewerk. En dan gaan dit heeltemal aan die afgrond en as gevolg van daai. En werknemers is ongelukkig. Jou familie het dispute, daar's konflik, broers en susters beklei. So dit is baie belangrik om regtig te gaan kyk wat die plan is. Die broers en susters beklei besigheid. Het almal van ons al iewers raak gedoen. Natuurlik. Ons het al gesien hoe familiebesighede vir watter rede ook al in 'n lelike ding ontaard. 100%. Hoe gaan jy spesifiek vir 'n familiebesigheid? As jy iemand
tot te sterwe kom en jy weet dis 'n familiebesigheid. Wat staan jou te doen om daai familietwis te vermy, om duidelikheid te maak kry daar? Ek dink wat baie keer gebeur is daar word nie 'n gesprek gevoer met jou familie oor jou besigheidsplanne nie. Jy bestuur dit op 'n manier, jy's half amper geheimsinnig oor hoe jy dit doen. Jy weet niemand het regtig toegang tot jou planne nie. So die beginpunt is absoluut om 'n gesprek met jou familie te voer of om met daai kind dalk begin geleidelik opleiding gee om daai leierskapsverantwoordelikhede van die besigheid oor te neem of iemand wat jy dalk wil hê moet in jou skoene intree. So dit is baie belangrik om dit te doen en as jy dalk broers en susters het of jy 2 kinders en jy weet jou een kind het belangstelling in die besigheid, was aktief betrokke, bemaak die besigheid aan die een persoon, maar gee dalk vir die ander persoon nie besigheidsbelange om hulle dan weer te vergoed dat dit half gelyk breek op die einde van die dag, want die konflik wat ontstaan om net te sê ek bemaak my besigheid in 2 persone, een het belangstelling, een het nie. Dit is waar die konflikte inkom. Ja. Watter stappe kan ek neem? Jy weet as daar nou dadelik as ek my beplanning moet doen rond my bemaking van my besigheid, wat is daai stappe? Ja, ek dink jy moet begin om jou testament te hersien, om eers te kyk, jy weet, het jy regtig waar jou besigheidsstruktuur geoorweeg en om seker te maak dit word mooi gekommunikeer in 'n dokument. Dink jy moet ook kyk na, jy weet, boedelbeplanning, jy weet, instrumente wat jy kan gebruik, polisse in plek te kry. Jy weet, as jy dalk met vennote in besigheid is of met aandeelhouers om te kyk dat daar 'n polis is om daai belang dalk uit te koop wanneer jy nie daar is nie. En ek dink tog dit is so belangrik want ek meen as jy dit nie doen nie, dan gaan dit net oorgaan normaalweg in terme van jou testament waar jou ooreenkoms agter dalk 'n bepaling kan plaas van wat moet gebeur wanneer jy nie meer langer daar is nie. Dis nogal baie belangrik. Mens kyk na die testament en dan kyk jy mens ook na 'n ooreenkoms wat 'n mens dan sluit. Nie waar nie. So met ander woorde, watter tipe besighede sal onder die testament val? Eenmanssaak of dis meer dalk? Ja, 100%. So onthou met 'n eenmanssaak op die uiteinde van die dag, jy nie entiteit is eintlik een. Ja. So alhoewel dit eintlik termineer by afsterwe, kan jy half op 'n eenmanssaak jou bates. Dit beteken jou toerusting ensovoorts kan jy bemaak. En jy kan so voort, jy weet, sorg dat dit kan voortgaan. Dieselfde met 'n vennootskap, dit ontbind ook, maar as jy ooreenkomste in plek kry en dalk vir 'n assosiaat sê byvoorbeeld, oor hiersoos vir jou polis, dit gaan dan nie noodwendig aan jou boedel inval nie. Dat elke vennoot dan 'n polis op elkeen se naam uit. Sy lewe uitneem en hy is dan begunstig om daai deel uit te koop. Want onthou, as jy dit nie doen nie en jy het nie gaan kyk na die onkostes wat dit gaan wees, jy kan dit baie keer tot die oog hê dat jy regtig jou besigheid moet gaan verkoop om daai uitgawes te delg. As ons dan nou kyk weer in maatskappye, wat kan daar ooreengekom word deur die aandeelhouers? Ja, so dis 'n reg van die eerste weiering, so basies soos wat ons nou gepraat het, die koop en verkoop ooreenkoms. Dit kom eintlik so alhoewel jy in jou testament bepaal het ek wil my aandeelhouding bemaak in my gade, sal jou ooreenkoms dan eerste basies staan. So hulle kan dan ooreenkom om te sê wanneer jy nie meer langer daar is nie, hoe gaan jou aandeelhouding dan oorgedra word? En dit is waar jy 'n polis kan uitneem waar hulle begunstig is om basies te sê daai deel word dan uitgekoop. En dit is dit troef dan basies die bemaking in die testament nie waar nie van die spesifieke maatskappy. Hulle die eerste opsie in die vennootskap of in die maatskappy om te kies wat gebeur met daardie aandele of met jou beheerende aandele. Ja, heeltemal reg en jou eksekuteur moet absoluut kyk na dit en ek dink dit is die hele probleem. Jy weet daar is 'n ooreenkoms, dan gaan persone hulle maak 'n testament. Hulle sê dit met aan die gade, gaan die gade dink okay, hierdie besigheid gaan oor, dis nou myne en ons sien dit baie. En dan is dit maar jy moet eers kyk na die ooreenkoms. Andersins, jy weet, dit is jy kan glad nie daai reg van eerste weiering van hulle af wegvat nie en die eksekuteur moet daaraan aandag gee. So dit loop hand aan hand. Hoe kan Snyman die Jager ons kykers bystaan? Ja, natuurlik enige tyd as hulle met ons in verbinding wil tree met dit en net professionele advies jy weet te kry oor jou besigheid en jou familiebesighede om net te kyk, jy weet, het jy ooreenkomste in plek? Is dit belangrik om dit in plek te kry? Kom jou testament ooreen met dit wat jy in jou dokumentasie gedokumenteer het tussen jou aandeelhoudings. So dit is belangrik. So ons kan julle definitief bystaan met dit, vir julle raad en advies in daai opsigte te gee en eintlik net 'n hele boedelbeplanning rondom dit te doen. Dit is in 'n geval so moeilik vir 'n algemene persoon om 'n trust te stig of om al hierdie goed te doen. Dis maar die beste manier om 'n objektiewe oog te kry. Mense sukkel altyd met goedjies van ek wonder of ek nie maar moet hier nie, terwyl mense objektiewe oog van Snyman die Jager nodig het. Absoluut Beer. Dankie vir jou tyd en mooi te kiem en dankie dat jy hier was. Was lekker geweest, dankie julle. Ja, daar het jy 'n bietjie meer duidelikheid oor wat gebeur
wat jy moet doen, wat ek ook moet doen oor die besighede wat jy het of die maatskappy, of dit nou familie is en of dit nou publieke maatskappy of private maatskappy is. Onthou, besigheid of 'n familiebesigheid moet bemaak word in jou testament of in die ooreenkoms met jou vennote dan. Nou ja, dis dan Kim Geldnys van Snyman die Jager prokureurs wat